Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Die ware waarde van geld. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste, dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. Spreuke hoofstuk 3 vers 9 en 10. Hierdie skrif leer dat God, as die gewer van al ons voordele, 'n aanspraak op hulle almal het, dat sy aanspraak ons eerste oorweging moet wees, en dat 'n spesiale seën almal sal begelei wat hierdie aanspraak eerbiedig. Hierin word 'n beginsel uiteengesit wat gesien word in al God se handelinge met mense. Die Here het ons eerste ouers in die tuin van Eden geplaas. Hy het hulle omring met alles wat tot hul geluk kon dien, en hy het hulle beveel om hom as die besitter van alle dinge te erken. In die tuin het hy elke boom laat groei wat aangenaam vir die oog of goed was om van te eet, maar onder hulle het hy een uitsondering gemaak. Van alles anders kon Adam en Eva vrylik eet, maar van hierdie een boom het God gesê, jy mag daarvan nie eet nie. Hier was die toets van hul dankbaarheid en loyaliteit teenoor God. So het die Here ons die hemelse rykste skat gegee deur Jesus aan ons te gee. Met hom het hy ons alles ryklik gegee om te geniet. God vertrou mense toe met middele. Hy gee hulle die krag om rykdom te verkry. Ons geld is nie aan ons gegee sodat ons onsself kan eer en verheerlik nie. As getroue rentmeesters moet ons dit gebruik tot die eer en heerlikheid van God. Sommige dink dat slegs 'n gedeelte van hul middele die Here sin is. Wanneer hulle 'n gedeelte op sy gesit het vir godsdienstige en liefdadigheidsdoeleindes, beskou hulle die res as hulle eie, om gebruik te word soos hulle goeddink. Maar hierin misgis hulle. Alles wat ons besit is die Here sin, en ons is aan hom verantwoordbaar vir die gebruik wat ons daarvan maak. In die gebruik van elke sent sal gesien word of ons God bo alles liefhet en ons naaste soos onsself. Geld het groot waarde, want dit kan groot goed doen. In die hande van God se kinders is dit kos vir die hongeres, drank vir die dorstiges en klere vir die naaktes. Maar geld is nie van meer waarde as sand nie, slegs as dit gebruik word om in die noodsaaklikhede van die lewe te voorsien, om ander te seën en die saak van Christus te bevorder.